Dit is die laaste aand van die week van gebed en ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. O, dit reën heerlik en ek hoop julle kan my hoor dat ek deur die geruis van die reën hoorbaar is. Ons lees van oulaas met Markus 12 waar ons lees dat een van die skrifgeleerdes na Jesus toe gekom het met die vraag, wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Op die vraag van die skrifgeleerde antwoord Jesus met die Shema, wat 'n kort samevatting van die 10 gebooie is, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En dan sê Jesus dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. En dan hierdie betekenisvolle woorde, geen ander gebod is groter as die twee nie. Voordat ons fokus op die aspek van al ons krag, kyk ons net kortliks terug na die ander 3 aspekte. Op ons selfone is daar oulike emojis en een van daarvan is 'n hartjie. En die twee kante van 'n hartjie is perfekte spieelbeelde van mekaar. En dit is hoe ons hierdie liefdesgebod tot God en ons naaste moet verstaan. Ons liefde tot God moet weerspieël word in ons liefde vir ons naaste. In 1 Johannes 3 vers 18 herinner ons dat ons liefde nie net lippetaal moet wees nie, maar dat dit moet oorgaan tot dade. Nou vra ons, hoe wys 'n mens prakties vir God dat jy hom liefhet? Daar is geen ander manier om jou liefde vir God prakties te wys deur dit na jou naaste toe te kanaliseer nie. Het jy opgeval dat Jesus elke keer beklemtoon dat dit 'n kwessie is van alles of niks? Jou hele hart, die hele siel, die hele verstand en al jou krag. Daar is geen sprake van progressie van die een na die ander nie. Wanneer jy Jesus se verlossing aanvaar, is dit al 4 tegelyk. Dis nie 4 perde wat een na die ander getem word nie. Jy gee jou hele menswees, alles volkome op een slag oor aan God. Deur God lief te hê met jou hele hart, lewe jy volgens jou nuwe identiteit as kind van God. Jou menswees behoort aan God, want deur die wedergeboorte word jy 'n nuwe mens. Jy is nou in staat om menslike dinge op 'n geestelike manier te ervaar en te doen. Deur te sê dat jy God liefhet met jou hele siel, beteken dat jy besef dat elke sekonde van jou lewe aan hom behoort. Nadat hy die mens uit grond gevorm het God lewe in die mens geblaas en daardeur het die mens 'n siel ontvang. Sonde het veroorsaak dat die mens ervaar en glo dat hy nie meer aan God behoort nie. Hy wou onafhanklik wees. Die mens het van die boom van kennis geëet om soos God te probeer wees. Jesus sê in Matteus 20 vers 28 dat hy sy lewe as losprys gegee het om ons weer met God te versoen. Om God lief te hê met jou hele siel beteken dat jy jou hele lewe elke dag bewustelik aan God onderwerp. Om God lief te hê met jou hele verstand, betrekking op jou praktiese en kreatiewe en reflektiewe denkprosesse. Dit gaan oor jou insig en oor jou verstaan van dit wat jy waarneem en ervaar en die waarde wat jy daaraan heg. Jou verstand is die raadsaal wat die besluite neem waarvolgens jou liggaam handel.
Jakobus 3 vers 18 leer ons dat ons deur wysheid van bo in die regte verhouding met God gebring word en dat ons dit moet gebruik om vrede te maak met ons naaste. Deur God lief te hê met jou hele verstand, stel jou in staat om besluite te neem wat jou naaste se belange bo jou eie stel. Maar die vierde deel van ons lewe waarmee ons God moet lief hê, is al ons krag. In die Ou Testament word hierdie woord gebruik waar daar oor die horings van die altaar gepraat word. Tydens die versoeningsoffer is bloed aan die horings van die altaar gesmeer om die altaar aan God te wy. Die horings van die altaar was ook die simbool van genade vir mense wat oortree het en beskerming soek. In 1 Konings 1 vers 50 is daar 'n voorbeeld waar iemand wat vir sy lewe vrees by die horings van die altaar om genade vra. Hierdie woord verwys ook na die blaas of ramshorings wanneer die volk bymekaar geroep word om toe te tree tot die stryd teen die vyand. In Psalm 18 vers 2 sê Dawid dat hy by God skuil en hy noem God die horing van sy heil. Die woord wat vir krag gebruik word, laat ons dus besef dat ons enigste krag in God is. Ons is swak en nietig. Hy is almagtig. Maar juist deur ons krag in hom te soek, is ons tot alles in staat. Ons krag gaan dus oor dit waartoe ons in staat is om te doen op grond van al die prosesse wat in ons hart, siel en verstand plaasgevind het. Ons behoort aan God met ons hele hart. Ons gee ons lewe aan God met ons hele siel. Ons onderwerp ons besluite aan God met ons hele verstand. Daardeur is ons in staat om God lief te hê met al ons krag. Paulus skryf in Filippense 4 vers 13: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jou en my krag gaan inderdaad oor die aksie wat spruit uit dit wat in jou hart en jou siel en verstand aangaan. Prediker 10 vers 2 sê, die verstand van een wat wysheid het, gee vir hom krag. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê God, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Om God lief te hê met al jou krag, beteken dus eintlik dat jy besef hoe swak jy is, maar tot hoeveel krag jy in staat gestel word deur God se krag. Dit beteken dat ek en jy al ons mag en invloed en status wat ons hier as mense ontvang, aan God onderwerp om ander in nederigheid te dien. Jakobus 5 vers 16 leer ons, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ja, selfs al voel jy dalk jou gebede is nie sulke kragtige gebede nie, moet jy hierdie uitspraak vat as 'n toesegging van God in jou lewe. Selfs al het jy nie die vrymoedigheid om voor ander mense te bid nie, of om na iemand toe te gaan en vir so iemand te bid nie, moet jy in hierdie uitspraak in Jakobus 5 vers 16 'n belofte vind dat God ook jou gebed kan gebruik en wil gebruik om die lewens van ander mense te bevoordeel en te seën. Vanaand bid ons dat God ons vanjaar op 'n kragtige manier sal gebruik om sy wil in Suid-Afrika uit te voer. Ons bid dat die kerk op 'n geloofwaardige manier in die wêreld sal getuig, sodat mense kan besef dat ons slegs uit genade gered word. Kom ons bid dat ons as gelowiges onder die moeilikste omstandighede met geloof sal lewe, sodat mense kan besef dat hulle slegs in 'n verhouding met God betekenisvol kan lewe, ongeag hoe sleg hulle omstandighede is. Bid dat jy vanjaar
daarop ingestel sal wees om waarde toe te voeg tot ander se lewens en die middele wat God tot jou beskikking gestel het. Ja, kyk na wat jy het en gebruik al jou krag om daarmee 'n verskil in ander mense se lewens te maak. God wil jou en my gebruik, ongeag hoe swak of hoe sterk ons voel. Ons moet besef dat ons krag eintlik in hom lê. En ek en jy sal dit ontdek wanneer ons met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en al ons krag vir God lief is en so ook ons naaste lief het soos onsself. Amen. Kom ons buig die gebed. O Here, baie dankie dat ons vanaand hierdie wonderlike baie reën kan ervaar. O Here, en ons sing die lied strome van see en van howe. En ons het sommer net die behoefte om vir U te sê, Here, vul ons met die Heilige Gees, dat ons hierdie jaar diensbaar kan wees op 'n nuwe manier, met nuwe vasberadenheid en toewyding. En U gee dat geen uitdaging soos COVID-19 of dalk werkloosheid of 'n verlies aan inkomste of die verlies van geliefdes ons sal verhinder om U lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag nie. En veral nie dat dit ons sal verhoed om ons naaste lief te hê soos onsself nie. Laai vir ons asseblief ook in hierdie jaar om op 'n nuwe manier te bid. Om opnuut te besef dat gebed 'n kragtige uitwerking het. Omdat ons in 'n verhouding met U staan en omdat niks vir U onmoontlik is nie. Ons het U seën nodig, Here, net soos die natuur U reën nodig het. Amen. Ons het vanaand 'n kersie aangesteek as simbool daarvan dat ons gebede nie net hierdie week van gebed verskil maak nie, maar dat ons gebede die hele jaar lank 'n verskil gaan maak. Maak hierdie jaar 'n jaar waarop jy op 'n nuwe manier met nuwe toewyding gaan bid. Ontvang die seën van die Here. Amper vergeet ek, ons wil graag 'n lied sing. Soek in God jou sterkte. Kry by hom jou krag. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Met sy wapenruste, klee hy ons met mag. Nie teen medemense, is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan met sy sneeuwe listigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons oorwin. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.